wil baie graag deel wees van 'n lewendige kerk, nie 'n dooie kerk wat net deur rituele gaan nie, maar 'n kerk wat Jesus volg, nie net in terme van ons kruis op te neem en om te volg nie, met ander woorde die implikasie van lyding en potensieel my eie lewe op te offer vir hom nie, maar ook om sy bediening na te boots. En rondom dit wil ek vandag met jou praat oor die ou paaie. Die ou paaie. Nou, ek het so rukkie terug begin om Clemens se brief aan die gemeente in Korinthe te lees. Nou, Paulus is die een wat die gemeente in Korinthe geplant het. En ons weet van ten minste 3 briewe wat Paulus aan hierdie gemeente geskryf het, waarvan 2 in ons Nuwe Testament is, naamlik 1 Korintiërs en 2 Korintiërs. Paulus skryf sy briewe rondom die mid-50s. As jy in ag neem dat Jesus hier tussen 33 en 36, die jaar 33 of 36 gekruisig is, Paulus skryf 1 en 2 Korintiërs, min of meer hier rondom die mid-50s. Clemens was die leier van die gemeente in Rome, en hy skryf sy brief aan die gemeente in Korintiërs rondom die mid-90s. Met ander woorde, min of meer dieselfde tyd wat Johannes die boek Openbaring geskryf het. So, Clemens skryf sy brief aan die gemeente in Korinthe, min of meer 40 jaar nadat Paulus sy briewe geskryf het. En die verskil is opmerklik. Clemens se brief is 'n baie mooi brief, regtig baie mooi, en dit was baie populêr onder die gelowiges van sy tyd, baie belangrike brief vir gelowiges in sy tyd en ook na sy lewe, maar dit het bloot net nie dieselfde inspirasie en krag en vuur van Paulus se briewe of enige ander brief in ons Nuwe Testament nie. En jy kom duidelik agter hoe dat die kerk binne 'n kwessie van 40 jaar na Paulus baie van sy inspirasie en sy krag en sy vuur verloor het. En ons kry baie dieselfde patroon, baie dieselfde tendens in 'n Pinksterkerk soos die kerk waarvan ek deel is, die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika, die AGS. Ons kerk is hierdie jaar 116 jaar oud. Met ander woorde, 116 jaar nadat John G. Lake en Thomas Hesmelach en 'n paar sendelinge van Amerika af in Suid-Afrika aangekom het en deur wie se arbeid die kerk wat ons vandag ken as die AGS tot stand gekom het. Nou die vroeë AGS, die AGS van John G. Lake, van P.L. Leroux, het nie naastenby die erkenning geniet wat die AGS vandag in Suid-Afrika geniet nie. Maar die huidige AGS het ook nie naastenby die vuur en die krag van die vroeë AGS nie. Ek het John G. Lake se dagboek in my hand gehad. Ek het deur dit gelees. Ek het van die AGS se vroegste publikasies gelees. Mense het feitelik daagliks tot bekering gekom. Feitelik daagliks is mense gedoop in die Heilige Gees. En getuienisse van goddelike genesing is amper op 'n weeklikse basis van reg oor die land ingestuur. Dit was glad nie vreemd gewees. Tydens 'n AGS-konferensie
op Maranatha Park in die 80er jare, was die Amerikaanse prediker Paul Schock, die hoofspreker. En hy het een van die vroeë sendelinge, trouwens die AGS se heel eerste president, Thomas Hesmelach, het hy geken as 'n jong seun. En hy het ons vertel hoe dat hy die bejaarde Thomas Hesmelach gesien het, hoe hy eendag sy bril afhaal en hom ek dink in die vuur gooi. En hoe dat hy na die tyd gesien het hoe Thomas Hesmelach sy Bybel by maanlig lees. En hy het ons herinner aan ons wortels, waar ons kerk vandaan kom. En daar was 'n temalied wat oor en oor tydens hierdie konferensie gesing is, naamlik I have returned to the God of my childhood. Nou Spreuke 22 vers 28 sê, moenie ou grense verskuif wat jou voorouers gelê het nie. Ek gaan dit weer lees. Moenie ou grense verskuif wat jou voorouers gelê het nie. Jeremia 6 vers 16 in die NIV lees, this is what the Lord says, stand at the crossroads and look, ask for the ancient paths, ask where the good way is and walk in it. In baie opsigte is ons by so 'n kruispad, eintlik al vir 'n geruime tyd, by so 'n kruispad, om 'n dooie kerk te wees, wat deur rituele gaan, en wat elke vorm van menslike wysheid en kennis en tegnieke gebruik, om mense te behou en te trek, of om 'n kerk te wees, soos wat die AGS in sy beginjare was. En dit beteken nie om terug te keer na baie van die liturgiese gebruike van die vroeë kerk nie, dit sal bloot net nie in ons tyd werk nie, maar ten minste terug te keer na die ou paaie van die AGS. 'n kerk wat vol is van die krag van die Heilige Gees, vol van die lewe, die krag, die inspirasie, die teenwoordigheid van God se Gees. So, ek praat met jou oor die ou paaie, en ek dink die oudste pad wat ons kan kry as gelowiges, is om na ons Nuwe Testament toe te gaan, en veral na die lewe van Jesus te kyk. En ek wil jou graag herinner aan 'n paar goed. Kom ons onthou in die eerste plek, dat Jesus reeds die jubeljaar aangekondig het. Ek haal dit vir jou aan. Lukas 4 vers 18 en 19 in die ou vertaling sê, en is Jesus wat praat, en hy maak hierdie verklaring, hy lees dit uit Jesaja uit, maar terwyl hy dit lees, is dit 'n verklaring wat hy maak, deur te sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur, en hier is dit, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Nou, in my vorige boodskap, het ons gehoor wat hierdie aangename jaar van die Here is. Dat dit God se jubeljaar is. 'n tydperk wat begin het toe Jesus dit aankondig. Toe hy sê, vandag is hierdie woorde in julle ore vervul. Die Gees van die Here is op my, om die aangename jaar van die Here aan te kondig.
van daardie oomblik af, leef ons in die aangename jaar van die Here wat sal aanhou tot en met sy wederkoms. En vir ons wat ons hoop op God plaas, wat ons redding van God af verwag, wat op die Here vertrou, vir ons beteken dit 'n tydperk van rus, waarin al ons skuld afgeskryf word, en waarin ons lewens herstel kan word. So kom ons onthou, dat Jesus lankal reeds God se jubeljaar, sy jaar, die aangename jaar van die Here aangekondig het, dat ons op die oomblik in die aangename jaar van die Here leef, dat jou skuld nou, vandag, afgeskryf kan word, totale vergifnis, wat beteken dat die bose sy houvas oor ons verloor, en daarom ons lewens kans kry, geleentheid kry, om te kan herstel. Jy moet dit weet, dat jou lewe kan nou herstel. Ons leef nou in die tyd, waar ons skuld afgeskryf kan word, as ons op die Here vertrou, en in hom glo, en waarin ons lewens kan herstel. Tweedens, kom ons kyk ook na Jesus se bediening. Kom ons onthou Jesus se bediening. Johannes die Doper is in die gevangenis. Ek dink is koning Herodes, is dit Herodes Antipas, het hom in die tronk gegooi. En as gevolg van sy omstandighede begin hy twyfel. Jy moet onthou, hy het Jesus voorgestel as die lam van God, as die Messias. Maar nou, as gevolg van sy eie omstandighede, begin hy twyfel, en so stuur hy 'n paar van sy disippels na Jesus toe, met die vraag, is u die een, is u die Messias, of moet ons 'n ander een verwag? Hoor hoe antwoord Jesus hulle in Matteus hoofstuk 11 vers 4 en 5. Ek lees dit vir jou in die 2020 vertaling. Jesus het hulle geantwoord, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Let op daai twee woorde, wat julle hoor en sien. Blindes sien weer, verlamdes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die goeie boodskap verkondig. Ek maak twee opmerkings. Jesus sê, gaan vertel vir Johannes die Doper wat julle hoor en sien. Jesus se bediening het nie net uit woord bestaan nie, maar ook uit daad. Sy bediening het nie net uit preke, boodskappe bestaan nie, maar ook uit goed wat jy kon sien, sigbare wonders en tekens. En Jesus se bediening gee ook vir ons inhoud aan die aangename jaar van die Here. Dit illustreer vir ons wat dit beteken wanneer Jesus sê, die aangename jaar van die Here het aangebreek. Hier is ek is die Messias. En as ons net kyk na sy bediening, hoe skuld afgeskryf word. Keer op keer hoor jy hoe Jesus mense hulle sondes vergewe. Van Levi, die tollenaar af, tot by Saggeus, nog 'n tollenaar, die vrou wat in oorspel betrap is, die man wat verlam was, wat hulle na Jesus toe gebring het, en oor hoor ons, wanneer mense na hom toe kom met geloof, hoe Jesus hulle vryspreek en sê, jou sonde word jou vergewe. Dis die aangename jaar van die Here, jou skuld word afgeskryf, maar saam daarmee het Jesus ook die siekes gesond gemaak, hy het duiwels uitgedryf en mense se lewens is herstel.
baie, baie belangrik. Derdens, kom ons onthou, hoe dat Jesus sy 12 disippels en daarna 72 van sy disippels uitgestuur het. Ons lees in Lukas 9, hoe dat Jesus sy bediening uitbrei, deur 12 van sy disippels uit te stuur om wat te doen? Om te doen wat hy doen. Om te doen wat hy doen. En ons hoor sy opdrag aan hulle in Lukas 9 vers 2. Toe het hy hulle uitgestuur om wat te doen? Om die koninkryk van God te verkondig en om die siekes gesond te maak. Hoor en doen. Die koninkryk van God te verkondig, die siekes gesond te maak. En dan in Lukas 10 brei Jesus sy bediening nog verder uit deur hierdie keer 72, sommige manuskripte sê 70 van sy disippels hierdie keer uit te stuur. En die opdrag bly dieselfde. Ons lees dit in Lukas 10 vers 8 en 9. Jesus sê vir hulle, as julle in 'n dorp kom, maak die siekes wat daar is gesond en sê vir hulle, vir julle is die koninkryk van God op hande. Hoor en doen. Sê die koninkryk van God is op hande, maar maak ook die siekes wat daar is gesond. Mens sou wonder, hoekom stuur Jesus 70 disippels uit? Moontlik kry ons 'n leidraad hiervoor in Exodus hoofstuk 1 vers 5, wat waar ons lees in die 83 vertaling, Jakob het 70 afstammelinge gehad. Jakob het 70 afstammelinge gehad. So dit lyk asof Jesus die hele tyd besig is om sy bediening te intensifiseer en al hoe meer van sy disippels uit te stuur om uiteindelik al Jakob se afstammelinge te bereik. Maar die opdrag bly deurgaans dieselfde. Verkondig die evangelie, die goeie nuus van God se koninkryk wat naby gekom het. Verkondig dit en maak die siekes gesond. Die patroon bly dieselfde. En dan laastens, die triomferende Christus, die een nadat hy uit die dood uit opgestaan het, in 'n verheerlikte liggaam, triomferend oor graf, dood en hel, voor sy hemelvaart, stuur hy nie net 12 van sy disippels, of 70 nie. Nou stuur hy sy hele kerk. Nou stuur hy jou en my in hierdie wêreld in. Nie net vir al die afstammelinge van Jakob nie. Hy stuur ons die hele wêreld in. En ons kry 'n idee van wat hy vir sy disippels, vir die kerk, vir ons gesê het in Markus hoofstuk 16 vers 15 tot 18. Jesus praat met hulle, hy sê, gaan die hele wêreld in, verkondig die evangelie aan wie? Aan die ganse mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal verlos word. Hierdie tekens sal hulle wat tot geloof gekom het vergesel. In my naam sal hulle demone uitdryf en, hier is die belangrike een, en op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. En ons sien konsekwent Jesus se bediening, die uitstuur van die 12, die uitstuur van die 70 of 72 en uiteindelik die uitstuur van sy hele kerk, die ganse wêreld in. Twee goed, verkondig die evangelie en maak die siekes gesond. Verkondig die evangelie, die goeie nuus, maar maak siekes gesond, dryf duiwels uit. Die aangename jaar van die Here
het aangebreek. Mense se lewens kan herstel word. Ek sluit af. Ons leef in 'n wêreld waar ons geleer word, sien is glo. Ons wil eers sien voor ons glo. Maar in God se wêreld werk dit presies die teenoorgestelde. In God se wêreld moet ons glo om te kan sien. Die gelowige, skryf Paulus, wandel nie deur aanskouing, met ander woorde deur dit wat ons sien nie. Ons wandel deur die geloof. Geloof is baie belangrik. Jesus het baie wonderwerke gedoen. Verskillende dorpe, verskillende plekke, wonders en tekens, mense gesond gemaak, by die massa. Maar in sy tuisdorp, Nasaret, sien ons hoe dat daar vrae oor hom gevra word. Maar is hy nie die laaitie wat hier tussen ons groot geword het nie? Sy pa was mos 'n skrynwerker. Sy ma bly nog steeds hier tussen ons. Ons ken sy broers en sy susters. En op 'n stadium lees ons dat die mense van Nasaret Jesus selfs uit die dorp uit verdryf, hulle wou hom doodmaak. En dan lees ons in Markus 6 vers 5, en hy kon nie 'n enkele kragtige daad daar verrig nie, behalwe dat hy 'n paar siekes gesond gemaak het deur hulle die hande op te lê. Mense, geloof is 'n probleem, en dit gaan nie hier noodwendig oor die geloof van die prediker of die persoon wat siek is as sodanig nie. Dit gaan oor die feit dat ons hele kultuur deurweek is met ongeloof. En daarvoor het ons 'n paar goed te danke. Materialisme, rasionalisme, modernisme en deesdae postmodernisme. Alles filosofiese benaderings wat ons hele kultuur deursuur het en ons kultuur deurweek het met ongeloof. En dit gaan ons 'n prys kos om weer mense te word wat by glo is sien uitkom. Om weer mense te word, om hierdie sien is glo uit ons sisteme uit te kry en om God te glo en om te vertrou. Geloof is regtig 'n probleem. Ek wil net vir jou sê, ek is nie bereid om deel van 'n dooie kerk te wees. Ek wil graag deel wees van 'n kerk wat op die ou pad, die pad van Jesus van Nasaret, die pad van die vroeë kerk, die pad van die vroeë AGS, vol geloof, geloof in God, vol van die krag van die Heilige Gees, waar ons nie net mooi woorde het nie, trooswoorde om mense beter te laat voel nie, maar die krag van God mense kan vrymaak, kan gesond maak en lewens herstel kan word. Amen.